Dis 8 Mei 2026, lees ek 7 van die groot Johannes Evangelie boek 4, soos gegee deur Vader aan Jacob Lorber vir ons. Die opskrif nou is die gevangeneming van Johannes die Doper, hoofstuk 12. Ons het nou gister gelees oor die dood van Johannes die Doper. Nou vra die mense inligting oor die voorafgaande. Nou, hoekom die verhaal van Johannes die Doper vir ons ook belangrik is aan die eindtyd, ek wil daarmee begin, is dat Johannes die Doper was die voorloper van Yeshua 2000 jaar gelede. Hy was die seun van Zacharia, en Zacharia het hulle vermoor in die tempel, hierdie klomp fariseërs, want hy was nog in die waarheid en in die ware leer van ons Vader. Hy was die laaste priester wat in die ware leer was. Maar hy was ook 'n herbeliggaming van die engelgees. Daar bo op die bord sien ons van die liefde, naamlik Uriel. En Moses was ook uit daardie gees uit. Moses was 'n ligwese wat aarde toe gekom het om die mense te help, en so ook Zacharia, en 'n mens kan daaruit aflei ook sy vrou Elisabeth. En Johannes is gebore omtrent 6 maande voor Yeshua, en hy was in die ware lyn van Levi, want Zacharia was 'n priester uit die stam van Levi, en daarom het hy die reg gehad om priesterlike dade te verrig en pligte na te kom. Maar hy was baie onwelkom in die tempel, en hy self wou nie weer daar gaan na hulle sy pa vermoor het nie, in die aard van die saak. En daarom het hy by die Jordaanrivier in die woestyn gebly. Hulle sê hy was 'n wille man, wat sprinkane geëet het en heuning van geleef het, en rowwe klere aangehad het, maar die mense was baie lief vir hom, want hy het vir hulle hoop gegee, en hy het die mense gedoop, wat eintlik 'n teebeeld is van die priesters wat in die heilige werk moes eers deur 'n groot waskom gaan, om hulle gereed te kry om die priesterlike pligte na te kom. Maar nou het Johannes basies met hierdie daad van doop gesê dat dit nou oop is vir die volk om nou die heiligdom te betree. Natuurlik in jou eie hart. So dit is waar die verskil gekom het deur die voorloper wat die mense voorberei het op die koms van Yeshua. En daarom het Yeshua hom ook deur Johannes laat doop. En daar het 'n verskyning plaasgevind en Johannes kon met krag sê wie Yeshua is. Hy sê daar is die lam van God wat al die sondes van die wêreld sal wegneem, toe die duif op Yeshua se hoof gaan sit het en nie weer weggevlieg het nie. Dit was maar net 'n teken. Yeshua was al van geboorte af vervul met die gees van waarheid. Nou wat het dit met ons hier te doen nou? Aan die einde verwag ons ook 'n koms van Yeshua. Maar voor sy koms moet daar ook 'n voorloper wees. Nou die voorlopers, daar's 2 gesalfdes, wat die boek van Nicodemus 2 hoofstuk 9 sê, is Elia en Henog. Baie duidelik, ek sien hier's nou Israel voorgangers wat sê, daar kom nie 'n Elia weer nie. Daar kom. Maar die 2 getuies bestaan nie net uit die 2 gesalfdes nie. Hulle is nog nie hier nie. Hulle moet nog kom na die katastrofe, na die natuurkatastrofe. Wel, definitief dink ek, sê Bertha dat baie duidelik dat Elia direk na die katastrofe kragtig sal optree. Maar daar is 2 gemeentes ook by hierdie 2 getuies. So dit gaan meer as 2 mense wees. Dit gaan 'n hele groepie mense wees. Nie baie groot groep nie, maar wel 2 gemeentes en 2 gesalfdes. En dit kan jy gaan lees in Openbaring 11.
daar praat hy dat hulle gaan getuig, hulle gaan gegryp word deur die owerhede en hulle gaan doodgemaak word. Net soos Johannes die doper gegryp is deur die owerhede, die koning, en doodgemaak is in die tronk, is hy onthoof. Hoe en wat hierdie dood gaan behels, weet ons nie. Is dit dood geskiet? Is dit koppe afgekap? Is dit 'n band om hulle lyf wat aan die brand gesteek word? Ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is dat daardie twee getuies opstaan na 3 dae van 'n plein af waar hulle lê en wat vir die hele wêreld dan sigbaar sal wees via televisie, rekenaar, al die goed wat vandag mense aan mekaar verbind. En dan sal 'n groot vrees oor gelowiges gaan, want hulle sal saam met hulle kerke en die politieke leiers van daai tyd en die mense wat die reg in hulle hande het om mense dood te maak, hulle sal saamspan met hulle. En dan sal hulle skrik, want hulle sal erken, maar hier gebeur iets wat in Openbaring 11 staan. Hierdie mense was reg. Ek moet my geloof onmiddellik verander. En ek moet uitvind wat het hierdie mense geglo en waarvoor is hulle doodgemaak. Nou die twee getuies, sê Yeshua, is twee gemeentes, naamlik die gemeente van die werke van die vlees en die gemeente van die werke van die gees. Dit het ons geopenbaar gekry in boodskappe die afgelope 20 jaar. So waar mense besig is met liefdeswerke, naamlik van fisiese goed uitdeel soos kos, klere, behuising, en waar mense besig is om geestelike gawes uit te deel soos hierdie woorde, dis waar jy die twee getuies moet gaan soek. Mense wat daarmee besig is en dan ook wat ek hieruit aflei dat hulle ook saam gegroepeer is in gemeentes. Dis hoekom Vader dit gemeentes noem. Dit is hulle sal doodgemaak word soos Johannes die doper onthoof is. Maar hulle sal nie na die hel toe neerdal nie, want daar is nie meer mense om daar te gaan voor getuig nie. Ons getuienis wat ons nou hier op aarde bring en die gegawes van help in die vlees en help in die gees word aan die dooie mense wat op aarde bly en lewend is. Nou hoe kan ek nou so iets sê? 'n Mens wat Yeshua nie het nie, is dood. Hy kan maar in hoeveel kerke sit wat hy wil, en in hoe groot en mooi kerk sit. As hy nie betrokke is met die gawes aan arm behoeftige mense in vlees en gees nie, is hy nie deel van Yeshua se gemeente nie. En dan deur hierdie openlike moord wat op 'n plein gaan plaasvind. Hulle sê dit is op Jerusalem, maar Jerusalem kan geestelik wees. En omdat ons weet dat die eindtyd gebeure in Suid-Afrika gaan plaasvind, die groot versameling en die oprigting van die bruid gaan hier in Suid-Afrika plaasvind. Vermoed ek, weer eens, ek sê nie dit is so nie, ek vermoed dat dit iewers in 'n stad sal wees in Suid-Afrika. Het sy in Pretoria, het sy in Kaapstad, maar my idee is, as dit in Suid-Afrika is, sal dit heel waarskynlik op Kerkplein plaasvind. Hoekom? Want Kerkplein is die geboorteplek van die boerevolk in Transvaal. Toe ou dominees Dirk van der Hof, na wie hierdie straat hier voor by ons verby genoem is, van Potch aftrek na die wildernis hierso in hierdie gebied. Onthou, hierdie plek was vol wilde diere, daarom kan jy kyk in al die name van voorstede en plekkies rondom ons, dis hartbeeste en elande en gemsbokke en allerhande goed wat hier was.
het hulle by die plek waar die plein nou is, het hulle laar opgeslaan. En daar het Dominees van der Hof, wat die ontwerper was van die vuurkleer, en die ontwerper van daardie wapen wat hier op my regterkant is, die Transvaalse wapen, het hy daar dit gewapper. En dit het die hoofstad geword, waar Paul Kruger ook later vanuit regeer het in die Volksraadsgebou gebou is. Daarom glo ek dat dit daar sal wees, weens die simboliek van ons as volk, wat vernietig moet word deur Satan. Onthou, Satan het 'n ontsaglike haat vir hierdie boerevolk, omdat hy weet, die uitverkorenes sal aan die einde uit hierdie volk uitkom. Daarom het hy altyd sy aanslag teen ons gehad. As hy ons nie kon vernietig met die Engelse nie, het hy probeer om ons te vernietig met die swartes, en met allerhande ander wapens wat hy gebruik het in die laaste paar jaar, naamlik gifspuite en al die ander dinge. So, daai agtergrond moet jy nou hê in jou kop, as jy nou lees wat het aanleiding gegee dat Johannes die Doper in die tronk beland het en toe doodgemaak is. Wat Satan gedink het, hy het nou 'n groot oorwinning behaal, maar Joshua het dit toegelaat. Hy kon dit onmiddellik gekeer het, hy kon die tronkdeure oopgemaak het. Maar Johannes die Doper moes gaan verkondig, moes die evangelie gaan verkondig aan die mense wat nog in die aarde vasgevang was, almal van Adam tot net voor Joshua se kruisiging. Ons hier in Suid-Afrika wat Joshua gevind het en hom liefhet en sy leer uitvoer, moet nog hierdie leer vir die ander dooies wat op die aarde vasgevang is sonder Joshua. Ons moet hierdie leer aan hulle gaan verkondig en ons gaan bemagtig word om dit te doen. Hoe? Ons gaan mag oor die materie kry. As ek môre in Londen die evangelie wil verkondig, nou moet ek 'n vliegtuig klim en ek moet afklim en ek moet geld hê en al die dinge. Nee, wanneer jy nie meer in die materiële mag is nie, maar jy is nog in die materie, dan sê jy net, ek wil in Londen op daai plek wees waar Vader my wil hê. En jy onmiddellik is jy daar, maar jy is ook hier. Dit glo ek dat ons ook die alomteenwoordigheid sal kry, in 'n mate, wat na mate groter sal word, omdat ons Joshua se bruid is, en hy 'n bruid wil hê, wat daarom minstens sy stand is. Daarom sal hy al daardie magtiginge gee. So dis die dinge waarna ons nou almal uitsien. Maar daar is die element van, jy gaan doodgemaak word. Wat vir ons nie te groot kommer moet wees nie. Want daar is ook beloftes in die nuwe Openbaring gegee. As jy sterf vir Joshua, as jy hom bely op aarde, en jy sterf, sal jy geen pyn voel nie. Hy sal jou uit jou liggaam uithaal voor die tyd. Wat vir mense groot verligting gee en daarom sê al die mense wat so vermoor is oor die afgelope 2000 jaar, hulle is daarom ook almal uit hulle liggame gehaal. Die wat op die brandstapels verbrand is deur die Rooms-Katolieke, daai wat in hierdie verskriklike martelrame ingetrek is, dan is hulle uitmekaar getrek, arms uit die lyf uit, bene uit die lyf uit. Mense is verskriklike wreedaardig vermoor vir Joshua. Maar dit is wat hy beloof. So kom ons lees hoofstuk 12 dan. Dirk, as ek mag sê, dat is die hele klomp bewyse dat daar mense op twee plekke verskyn en die heilige woord verkondig. Twee plekke, een in Amerika en een in Londen. Hele paar bewyse daar. Dankie. Die gevangeneming van Johannes die Doper. Zinka sê, as ek dit jou vryheid en eerlik mag spreek, sonder dat bose gevolge daaruit mag voortvloei, sou ek aan u, omdat ek self die hand uitgesteek het na die onskuldigste van alle onskuldige mense, wel die werklike rede kon gee. Hierdie ou was die man wat Johannes se kop afgekap het. Nou word vir hom gevra, hoe het hy nou in die tronk beland, wat het gebeur? Maar as hier ook maar enigsins
dit dorstrooi in die dak sou steek, dan is dit vir my baie beter om te swyg oor 'n geskiedenis waaraan ek nie sonder die grootste hartseer, maar ook nie sonder die bitterste en buitenste woede kan terugdink nie. Sirenius antwoord hom, spreek ronduit die waarheid, want by ons sal jy geen dorre strooi in die dak vind nie. Nou sê die man sinkag, nou goed, luister na my. Ek het al reeds aan u gesê dat ek nou glad nie aan enige Elohim meer glo nie, want alles wat in die tempel oor hom geleer word, is leuns, die duisterste en skandelikste leuns, want so Elohim kan ewiglik nêrens bestaan nie. Ons ongelukkige vriend Johannes het werklik die een ware Elohim vir die volk geleer, en sy leer was noodsaaklik, en het aan elke mens, wat nie aan die tempel behoort het, en geen fariseer was nie, baie goed aangedoen. Maar vir die tempel was sy leer oor die ware Elohim 'n te groot verskrikking. As verstandige man sal u nou so saggies aan wel begin te snap uit watter hoek die stormwind begin waai het. Nou as ons die vergelyking gebruik wat ek nou vanmôre gesê het aan die eindtyd, dan is die tempel van daardie tyd was die hoofkerk. En vandag is die Christenkerk basies die plek van die tempel ingeneem na die opstanding van Christus. En dit is die Christelike kerk wat die verskriklikste teen die waarheid opgetree het oor 2000 jaar. Daar was ouens in die Rooms-Katolieke kerk, hulle het hulle temple watchers genoem. Chimney watchers, skoorsteenkykers. Op 'n Sabbat, onthou die Romeinse kerk het die Sondag ingestel asof God dit vir hulle laat verander het as na Sondag toe, die Sabbat van Saterdag na Sondag. Dan gaan hierdie chimney watchers, dan kyk hulle, want die wet sê jy mag nie 'n vuur maak op die Sondag, op die Sabbat nie. En nou is dit baie koud en almal se vuurtjies brand want die rook trek by die skoorsteen uit. Maar hier's 'n huis. Die mense is daar binne, maar daar's nie 'n vuur nie. Dan gryp hulle daai mense. Dan bring hulle voor die reg en dan word hulle vermoor. Maar wie was die aanhitsers? Die aanhitsers was die kerk. En die regering van daai land moes doen wat die kerk gesê het. Die paus het ongelooflike mag gehad oor regerings reg deur Europa. Frankryk, Duitsland, Engeland. Oral lees jy van in die geskiedenis hoeveel mag die Rooms-Katolieke kerk gehad het. Nou in ons tyd is dit nou nie meer so blaatant nie. Maar dit is nog steeds baie erg. Die toestande wat nou in die kerk plaasvind, al die heidense gebruike wat die kerke aangeneem het, al die heidense leerstellings wat verkondig word, vermeng met allerhande goedkoop toorwerke. Ek dink nou aan die lag in die gees en die val in die gees en die brabbel in die gees en die uitleg van dit. Dit is ook almal verskrikkings. Dit is gruweldade wat vir Vader 'n aanstoot is. Want die leer van die liefde van Yeshua en die liefde vir die naaste word nie meer in die meeste kerke geleer nie. Maar daar is 'n klein groepie wat wel hierdie leer uitdra in die wêreld, reg oor die wêreld, nie net hier by ons nie. En dit is hulle wat hierdie Johannes verteenwoordig, wat dit nou doen. Ons lees verder. Die Here van die tempel sou die arme Johannes lankal met plesier van kant gemaak het, as hulle nie vir die volk so bang was nie, wat nou grootendeels tog wel op hoogte was, met die skandelike leuns en die duistere bedriegery. Daarom het hulle 'n plan bedink, om Herodes wys te maak, dat Johannes heimlik met allerlei verkeerde en baie listige verborge voorspellinge die volk wil aanhits tot 'n verskriklike muitery
teen die onderdrukker Herodes. So die tempel sit agter alles en oor die leuns wat oor Johannes verkondig word. En ek het gister vir julle vertel wat in die tyd van 'n president, swart president in hierdie land gebeur het, Thabo Mbeki, waar die aanhitsing verseker van hierdie owerspelige kerk gekom het. Want hy sou nie so blaatant aangegaan het as die grootste deel van die Afrikaner kerk hulle self nie by die regering van die dag geskaar het nie. En hulle het almal. Ons onthou nog ons ou manne in 1993 toe ons moes stem of ons land gaan weggee of nie, het die kerke verkondig van kansels af. Stem, 'n meerderheidsstem van swartes wat oor jou gaan regeer is 'n stem vir God. En as jy teen dit staan, is dit 'n stem vir Satan. Nie een kerk nie, al die kerke. En dit is hoe hulle dan nou ook saam heel en hulle apartheidskenmerk verwerp het. Daar was kerke vir blankes wat geskei was van kerke vir swartes. Omdat ons ander kulture het, omdat ons elkeen 'n volk op ons eie is, het ons 'n reg. Dit is 'n Bybelse reg om in ons eie volk aanbidding te doen. Want Vader het grense tussen volke geskep. Hy het dit ingestel. So as ons na die geskiedenis kyk, is dit nie te ver weg van wat hier met Johannes gebeur het nie. Toe mense vanuit die tempel daarna by hom aandring om Johannes onskadelik te maak, sê hy dreigend in my teenwoordigheid vir hulle dat hy nooit teen sy oortuiging in en op advies en terwille van ellendige, vraatsugtige honde 'n mens sou teregstel nie. Dis wat Herodes van die ou klomp tempelpriesters gedink het. Vraatsugtige, ellendige honde. Na hierdie kragdadige antwoord trek die swarte ridders hulle terug en swyg. Dit is vir my interessant dat die Openbaring praat van die swarte ridders en nie van die duister ridders nie. Maar as jy Dr. Wesley Swift se verhandeling oor daai tyd van die verhoor van Yeshua gaan lees, dan het hy baie navorsing gedoen oor wie is hierdie klomp skuim wat die tempel beset het ten tye van Yeshua se teregstelling. Dit was nie meer die Lewiete nie. Daai Lewitiese orde het by Sagaria feitelik geheel en al opgehou. En toe hierdie klomp mense van Babylon af terugkom, uit die ballingskap van 70 jaar, toe kom daar 'n klomp van hierdie basters, saam met hulle terug, wat vandag sekerlik geëien kan word as Sephardiese en Askenatiese Jode, en ander Engelse woord mongrels, basters. En hulle het hulle self ingekoop, volgens navorsing van Dr. Wesley Swift, het hulle vir hulle posisies gekoop in die tempel, en so het hulle pelle ingekry, en so, nou kan hierdie profesie sê, dit is 'n swarte klomp ridders, of swarte gespuis. Hulle is nie meer suiwer Lewiete uit die stam van Levi nie. Daarom kan hulle ook die woord nie meer herken nie. Hulle kan die Messias nie herken nie, want hulle het nie liefde in hulle nie. Daar was 'n rede hoekom Yeshua na die stam van Juda toe gekom het, omdat hulle nog die mees heel waarskynlikste mense was, wat die waarheid kon vat, omdat hulle nog suiwer uit daai lyne afgestam het. Hierdie ander wat nou hier bygekom het hom nie herken nie, kon hom nie herken nie en het hom vermoor. Moenie 'n fout maak nie. Die verraaiers en die joiners was daar. Die vanuit die stam van Juda wat nog uit hulle stam uit bewys kon word dat hulle nog Judeërs is, net soos daar vandag in die huidige Israeli opset ook nog 'n klein persentasie opregte Judeërs is. Maar hulle herken ook nie die Messias nie.
Na hierdie kragdadige antwoord trek die swarte ridders hulle terug en swyg. Nou bly hulle maar stil. Maar desnieteenstaande volhard hulle in hulle bose beraadslaging. Terwyl hulle self uiterlik goed gedraai en gedoen het asof Johannes hulle nie meer in die minste geïnteresseer het nie, het hulle heimlik sluipmoordenaars in diens geneem, wat die man van Elohim se lewenslig moes uitblaas. Ek kan amper sê net soos die Mossad dit doen. Toe Herodes dit gehoor het, kry hy medelee met die eerlike, onskuldige siener. Hy roep ons bymekaar en vertel wat hy gehoor het en sê ten slotte: luister, hierdie man moet ek red. Gaan dan vir die skyn met wapens en toue na hom toe. Bind hom lossies, vertel hom my geheime plan en dan sal hy julle volg. Ek sal hom hier in die goeie gevangenis baie veilig laat oppas, terwyl hy vrylik met al sy leerlinge kan omgaan. So gebeur het dan ook en Johannes was daarmee so goed en so kwaad as wat dit gaan tevrede. Maar die swart addergeslag uit die tempel vind maar al te gou uit dat Herodes Johannes slegs vir die skyn in die mansgevangenis laat inbring het en hom egter alle vryheid gegee het om met sy leerlinge om te gaan. Dit kry ons ook in die Bybel, dat sy leerlinge vrye toegang gehad het tot hom in die tronk. Toe begin hulle weer te beraadslag hoe hulle Herodes ten slotte so ver kon kry, dat hy self die hand aan Johannes sou slaan. Nou Herodes in hierdie opset is die politieke mag en die tempel is die kerklike mag. Dit is die twee magte wat eintlik in elke land vandag baie mag besit. As dit nie vir die Christelike beweging in Amerika was nie, dan het hierdie oorlog nooit plaasgevind nie, want hulle het hierdie houding dat ons goed moet doen aan die Israel nasie, wat eintlik nie Israel is nie, die Jode nasie. En so het hulle dan die kerk het die mag oor die mense se denke gekry, dat hulle die politieke mag moet volg, wat baie goed doen aan die Jood. Wat eintlik op die ou einde nog verder vir Yeshua in die mense se gemoedere gedood het. Want Johannes het Yeshua voorgestaan, hy was Yeshua se voorloper. So, die dinge gaan nog steeds vandag aan. Toe swyg Zinka, maar Cyrenius versoek hom om die geskiedenis verder te vertel. En Zinka gaan dus aldus verder. Die swarte knegte van die tempel kom baie gou agter dat Herodes, wat self Judeer en nog steeds half heiden was, die jong Herodias begeer het, maar as Judeer weens die pleeg van egbreek nie heeltemal kon aandring om 'n noue verbintenis met haar aan te gaan nie. Vir homself sou dit sy gewete egter geen grys hare besorg het nie, maar terwille van die groot mond van die tempel moes hy ten minste vir die uiterlike die skyn bewaar. Dit alles het die swart ridders geweet, en hulle stuur 'n sluwe mooi prater na Herodes toe, met die voorstel dat Herodes, vanweë die bekende onvrugbaarheid van sy vrou, haar sonder meer vir homself, teen 'n klein offer aan Elohim, mag aanskaf, dis nou die Herodias, en volkome verseker daarvan kon wees, dat die tempel geen beswaar daarteen sou maak nie. Baie slie. Herodes laat hom dit natuurlik geen tweemaal sê nie, gee die gewer van hierdie berig etlike ponde goud en die saak was beklink. Hy stuur dadelik 'n bode na Herodias, wat natuurlik weinig besware gehad het om die verlange van die vuurvors Herodes tegemoet te kom. Veral omdat sy ook nog deur haar moeder daartoe oorgehaal en aangepor word. Want die ou Herodias is 'n vrou wat vir die duiwel geskape was. Daar is niks goeds in haar nie, en daarom was sy des te meer aardsgemeen. Die ou vrou bring die eerste keer self haar dogter oordadig getooi na Herodes toe,
en hy neem haar aan in sy genade. Herodes liefkoos Herodias weliswaar baie teer, maar sondig nog nie met haar nie. Hy het haar ryklik oorlaai met geskenke, en hy mag vry by haar in en uitgeloop het. Nou wie stel hierdie twee vroumense voor? Dit is die ou tannie, of die ou vrou hier, is definitief die gees van Satan, Satana, wat 'n vroulike gedaante het. En waar sy deur hierdie dogter van haar nou werk om hierdie Herodes aan die tempel se kant te kry. Hierdie twee werk saam. Ek wil nie dieper daarop ingaan nie, 'n mens kan nou daarop ingaan, maar gaan party mense dit nie verstaan nie. Maar hierdie is die Satan se vorm waarmee hy nou kom, en die aanhitsing kom van die tempel of van die kerk af, word hierdie gees in vandag se tyd in die politieke arena ingebring, om ons volk afvallig te maak van Vader en 'n groep mense, die Johannes tipes nou, wat nie afvallig is nie, verdag te maak met die moontlikheid om hom uiteindelik dood te maak. Dood te maak in die geval van stil te maak. Wat alreeds gebeur het. Niemand wat die ware evangelie van Yeshua verkondig, sal 'n beurt op Radio Kansel kry nie. Nooit. Sal nie eers 'n beurt op Radio Pretoria kry nie. Ons het ervaring daarvan, eerstens. Ons word stil geswyg. Ons leerstellings word nie uitgedra in die koerante of in enige ander organisasie nie. Ons word as malletjies beskou. Die dogter van Sion was al in die huisgenoot besmeer, 3 of 4 blad berig. In die beeld was ons al besmeer, 'n vol blad berig. Oor wat ons doen, ons is net lief vir ons volk, en ons help ons volk. Maar dit is nie vir hulle, het gaan nie daaroor nie, het gaan daaroor dat ons 'n ander evangelie het as die een wat Satana in die kerke gebring het. Toe sy weer van Herodes af tuis gekom het by haar moeder, vra sy haar wat Herodes dus alles met haar bespreek en gedoen het. Die dogter vertel die waarheid, prys die weliswaar baie vriendelike, maar tog baie nugtere mentaliteit van Herodes, en hoe hy haar vrylik oorlaai het, en haar deurlopende vrye toegang tot hom verleen het. Hy het egter as voorwaarde gestel, dat sy hom volkome getrou moes bly. Maar die ou heks dink beslis dat wat Herodias na haar huis toe moes begelei, duidelik in haar oë kon lees. Kyk, daar steek iets daar agter. As Herodes hom nie die eerste keer deur die groot bekoring van my dogter laat vang het nie, dan sal dit die tweede maal ook nie gebeur nie. Omdat die ou heks dan egter die reg sou verloor om ten aansien van die eer, skadevergoeding van Herodes te eis, gee sy die dogter 'n goeie les, hoe sy dit 'n volgende keer moes aanlê, om Herodes tot geslagsgemeenskap oor te haal. Daai tyd, as jy 'n belofte gemaak het en jy dit gebreek, dan was daar skadevergoeding te betaal. Maar die ou heks probeer nou dat daar geslagsgemeenskap kan plaasvind, en dan is hierdie Herodes, dan is dit verby met hom, dan moet hy haar permanent vat. Dit was die dinge in daai tyd. Geslagsgemeenskap in ons geestelike model is gemeenskap in die gees met Satan. Dis met 'n verkeerde leer, 'n verkeerde gees, wat die Bybel van praat in Openbaring 13 en Openbaring 17, die hoergees van Babylon. Weldra verlaat ek uit ergernis die huis van die heks, en kom terug by Herodes, en vertel hom alles wat ek gehoor het. U kan wel voorstel, dat Herodes bepaald nie daarmee gediend was nie. In verband daarmee gaan hy na Johannes toe,
en lê die hele saak aan hom voor. Dis tyd is so 'n bietjie ingehaal, want ek het meer gepraat. Sal ons môre hierdie doen, of kan ek aangaan met dit? Kan ons maar aangaan. Hoofstuk 13, die moordaanslag op Johannes die Doper. Sinka praat nog steeds, maar Johannes sê vir hom, vir Herodes, bly weg van Herodias en haar moeder af, want die ouwe is 'n slang en die jonge 'n adder. Bovendien ken jy die wil van die almagtige Elohim van Abraham, Isak en Jakob, en jy ken sy orde, waarin hy vanaf die eerste begin van alle skepsele slegs een vrou aan 'n man gegee het. Vrugbaarheid of die vrugbaarheid van 'n vrou, vrugbaarheid of die onvrugbaarheid van 'n vrou, wat eenmaal met 'n man in die huwelik verbind is, verskaf geen rede vir jou vir die neem van 'n bywyf nie. Want as jy geduldig wag, is dit tog baie eenvoudig vir Elohim om in die skoot van jou vrou, wat nog op hoë leeftyd is, 'n lewende vrug vir jou te verwek. Lees die geskiedenis van die aardsvaders, en dan voeg ek hier in veral Abraham, dan sal jy vind dat hulle geduld en hulle oorgawe hulle op hoë leeftyd nog die rykste seun gebring het. Laat Herodias dus met rus, en moet geen skeybrief by die tempel gaan haal nie, want Elohim het nooit 'n skeybrief ingestel nie. Dit het Moses op eie inisiatief as mens gedoen, vanweë die veelvuldige hardheid van die mense harte. Daarmee het hy egter nie baie goed verrig nie, en in die oë van Jahwe Elohim was dit geen goeie voorskrif nie. Daarvan kan jy seker wees. Hou jy jou daarom slegs aan jou vrou vas, en laat Herodias nie naby jou kom nie. Gee Sinka, dit is nou vir hom dus, die volmag, en hy sal dit wel in orde weet te bring, dat die adder nie meer by jou in die huis sal kom nie. Die adder is nou die dogter. As jy hierdie raad sal opvolg, sal jy Elohim se vriendskap behou. Maar indien nie, dan sal jy ten gronde gerig word en 'n vyand word van Jahwe. Nou hierdie skeiwet is nog altyd 'n groot probleem. Want Joshua het gekom en hy het eintlik die skeiwet opgehef van Moses. Hy het gesê, as jy getroud is, dan bly jy getroud. En as jy met daai vrou skei, dan pleeg jy egbreek. En hy het eintlik, as 'n mens in werklikheid gekyk daarna, dan het hy dit nie goed gekeer nie. So ons sien nou dat Moses, en ek glo nie dit was verkeerd van Moses om dit te doen nie. Die man het net, hy het met 'n klomp mense gesit wat nie wou luister nie. Wat sekerlik gehoreer het, rondgeslaap het, vrouens sleg behandel het, geslaan het, dit of dat gedoen het. En toe het hy die skeybrief ingestel. Maar dit was ook baie onregverdig, want die skeybrief is net vir die mans gegee. Sover ek dit het uit die wet uit, kan die man vir sy vrou 'n skeybrief gee, maar die vrou nie vir die man nie. En dit is nog steeds geldig vandag onder die moslems. 'n Vrou het geen regte nie. Al slaat daai man haar pimpel en pers, kan sy nie 'n skeybrief vra nie. Sy kan nie eers getuies gaan haal nie. Want wat die man doen, hy kry 'n paar van sy vriende getuies, en dan lieg hulle, en dan is hulle getuienis baie meer werd as die vrou se getuienis. So hierdie ding was 'n probleem, maar in daai tyd het dit so gegeld. En Johannes gee vir hom toe nou die regte lering of leiding. Dat Vader het aanvanklik, want baie mense, ek het met baie van ons volksgenote wil nou polygamie bedryf, dit is meer as een vrou, want Jakob het meer vrouens gehad en Dawid het meer vrouens gehad. Maar Vader het vir een Adam, een Chava of Eva gegee. Punt. Dit is die orde. En dis hoe die orde moet wees. Enige iets buite dit is 'n oortreding van die orde, en in Salomo se geval kan ons sien wat dit tot gevolg gehad het. Hy het alles verloor. Sy wysheid, sy aansien,
al sy skatte het tot niet gegaan. So ons gaan verder. Herodes neem dit ter harte en besluit om af te sien van Herodias. Maar die ou slang en die jong adder stel alles aan die werk om Herodes te verblind. Hulle weet wanneer en waarheen hy gaan en Herodias sorg daarvoor dat sy hom teekom, terwyl sy so aantreklik en verleidelik moontlik lyk. Hy gaan weliswaar nie daarop in nie, maar in sy hart begin hy tog steeds meer te gloei, sodat hy ten slotte self geleenthede begin soek om die mooie Herodias so dikwels moontlik te ontmoet. Hoe dit ten slotte op sy verjaardag afloop, stel Herodias alles aan die werk om by die groot fees uit te kom. Inmiddels wen die tempel ook by Herodias inligting in, hoe ver sy met Herodes gevorder het. En sy kon hulle niks anders te sê, as dat hy, ondanks al haar kunsgrepe en bose liste, geen stap verder gekom het nie. Aan wie of wat dit te wyte was, weet sy nie. Wel merk sy nou duidelik, dat Herodes haar toch graag wil sien, en haar heimlik steeds meer agterna sit. So hier is 'n sameswering agteraf in die gees deur die tempel en deur hierdie ou vrou, om Herodes te kry om iets te doen met Johannes die Doper. Toe die tempelpriester dit verneem, sê hy openlik vir die twee vroue: dit is maar net die skuld van die water en doopprofeet, by wie Herodes sy verlossing gesoek het. Hy het homself by die Jordaan gevange geneem en om hom teen ons te beskerm, maar het sal hom tog nie baat nie. Die waterprofeet moet en sal val. Hy is vir julle en vir ons die gevaarlikste steen des aanstoot. As dit nie vroeër geluk nie, dan sal dit tog op die dag van Herodes moet gebeur, dis sy verjaarsdag. Probeer tot elke prys die profeet te vernietig en dan sal julle Herodes om julle vinger kan draai. Dit gee beide die vroue meer as voldoende opheldering oor die oorsaak van die mislukking van hulle pogings. Beide beraadslag nou hoe hulle Johannes ten gronde sou rig. En die jong vrou betrek my, dis nou Zinka, in haar geheim en beloof my baie goud en silwer, as ek Johannes op die een of ander goeie manier om die lewe sou bring. Daartoe laat ek my natuurlik nie oorhaal nie, maar ek maak tog asof ek so half en half met haar planne saamgaan. Dit doen ek egter net om beter agter al die slegte satansplanne te kom, wat deur beide die vroue en die tempelridders teen die arme Johannes uitgebroei word. Toe hy dit alles hoor, krap Herodes om agter sy ore en sê vir my, dis nou vir Zinka, ek sien al etlike dae wat daar aan die gang is, maar wat kan ek daaraan doen? Dit sou miskien nog maar die beste gewees het, om die vrye toegang tot Johannes nog meer te beperk, slegs sy bekendste leerlinge by hom toe te laat, en elke vreemde die deur te wys. Dis nou weens die sluipmoordpogings wat hulle dalk gaan begin. Want dit is baie eenvoudig vir 'n sluipmoordenaar, deur die vroue gehuur, om ons Johannes 'n dolk in die hart te stamp. En dan sou die boosheid uit die tempel hulle doel bereik het. Want glo my, ook die vroue is deur die tempel bewerk. Ek sal egter om Johannes te red, die vroue en met name Herodias weer vrye toegang gee. Gaan jy daarom na Herodias en sê vir haar, dat sy my van nou af aan kan en mag besoek, teen die raad in wat Johannes nou vir hom gegee het. As dienaar moes ek Zinka wel gehoorsaam, hoewel ek maar al te goed besef het dat Johannes met hierdie hulp baie sleg daaraan toe was. Vanaf daardie oomblik af het Herodias byna daagliks in die huis van Herodes gekom, en hy het hom nie twee keer laat hom nie twee keer uitnooi, om sy geneigtheid tot haar aan te wakker nie. Dit kom die bose tempelpriesters gou ter ore, en hulle probeer die vroue voortdurend ompraat. Hulle beloof baie goud aan hulle, as hulle Herodes by geleentheid so ver kon laat kry, dat hy vir Johannes, wat soveel van die volk van die tempel afgerokkel het, die lewenslig sou laat uitblaas.
Die ou tempelpriester sweer by die tempel dat hy hiervoor sou sorg en nie sou rus alvorens die waterprofeet geval het nie. Dit geluk die jong vrou nou ook nog om Herodes te belet om Johannes te besoek en om nie raad by hom te gaan kry. Ek as dienaar durf Herodes ook nie aan die woorde van Johannes te herinner nie, omdat ek maar al te goed geweet het wat sy tiran hy was, as sy hart deur hartstog gegryp word. En so gaan hierdie bose saak verder tot by die verjaardag van Herodes. Net 'n paar dae voor die dag moes daar iets tussen hom en Herodias voorgeval het, omdat sy sekerlik nie andersins die paar dae sou weggebly het nie. Maar juis hierdie paar dae raak die hart van Herodes vir die mooie Herodias in vuur en vlam. En die oorwinning oor Herodes wat sy op sy verjaardag sou vier, was dus daardeur verseker. Nou die Bybel gee vir ons daar 'n verhaal dat op hierdie verjaardag het hy baie belustig op haar geword en vir haar gesê hy sal haar enigiets gee wat sy wil. En toe gee sy die versoek wat sy by haar ma gekry het, bring vir my die kop van Johannes op 'n skinkbord. So hierdie is alles die voorafgaande intriges. En hierdie volk, hierdie boervolk in Hebreë het ook in 1994 het hulle ons volk se kop eintlik afgekap. En as die kerke nie saam gewerk het nie, sou die regering van hierdie land nie reg gekom het nie. Ek persoonlik dink nog dat die verkiesing van die ja-nee stem is vervals en dit was nie die ware uitslag nie. Maar hoe dit ook al sy, dit staan in die geskiedenis bekend dat 2/3 van hierdie volk het toegestem dat ons mag totaal oorgee aan 'n heidense, godhatende, goddelose, barbaarse nasie. En in daardie sin is ons dan ook Johannes, die laaste blanke volk, die laaste volk wat nog die wette en verordeninge van die Bybel probeer handhaaf het, nog tot op die laaste blank gebly het, probeer bly het hulle dit stadig maar seker afgebreek. En het ons toe van daar af in die New World Order godsdiens ingegaan. Alreeds het ons die Nuwe Wêreldorde Bybel gehad, die 1983 vervalsing van die Jood Johann Heinzowitsch, moderator van die NG Kerk onder die naam Johann Heinz. En as hierdie volk toe gedoem, en daar is 'n klein oorblyfsel, wat hulle weer eens aan die einde van hierdie tyd, net voor die ware vernietiging van die hele aarde, wat hulle toegelaat sal word om hulle dood te maak en hulle weer na 3 dae tot lewe te wek as 'n getuienis vir die ander wat Yeshua verloon het. Baie, baie dankie.